Dag sê kerels en welkom by nog 'n episode van Blokman Basics. My naam is Edu en ek is van Boer & Butcher. Vandag gaan ons gesels oor porchetta of porchetta soos wat baie mense dit ken. Nou, die oorsprong kom uit Rome uit. Dit is seker Italië se gewildste varkvleis dis. Porchetta het hulle gebruik om 'n spesiale geleentheid te vier. Porchetta kan ook beteken dat hulle die hele vark sou ontbeen en in die ou dae het hulle die afval binne in die vark toegedraai. Vir vandag se demonstrasie gaan ons die vark se belly gebruik. Die eerste ding wat ek gaan doen is om hierdie rib af te haal. Hierdie is dan nou die spare rib gedeelte wat ons in die restaurante kry. Die loin rib gedeelte sit aan die wervel se kant. Hierdie is die breë, die groot ene. Die loin rib is daai klein smal enetjie wat hulle ook noem baby back ribs. Daar gaan ons hom vul met 'n mengsel kruie en dan gaan ek vir julle wys hoe om hom toe te draai en dan kan ons deurgesels hoe hierdie ouetjie gaar gemaak moet word. Nou 'n lekker manier om hierdie spare rib of belly rib voor te berei is om vir so 45 minute na 'n uur toe in knoffelsoutwater vooraf te kook, net om hy vleis so bietjie losser van die been te kry en dan kan hy saam met jou gunsteling marinade oor die kole gegooi word. Goed, ons het dan daai belly rib af. Ek gaan hom net vir ons bietjie gelyk maak hier, dat hy so mooi kan rol. So baie mense hou daarvan om hulle varkbelly vooraf te skoor. Ek hou weer daarvan om my varkbelly eerder net by die mes se punt sulke gaatjies te druk. En dit is maar net vir die vog om te kan ontsnap. Baie keer as 'n mens hom sou skoor, soos hulle sou sê, gaan 'n mens te diep in. 'n Mens wil eintlik net so deur die vel kom dat daai vog kan uitkom. So ek gaan 'n paar gaatjies druk. En dan natuurlik wat baie belangrik is, as jy jou belly lekker bros wil hê, dan moet jy seker maak die vel is lekker droog. So 'n wenk daar sou wees om hom vooraf te sout. So aan voor die tyd te sout en die volgende oggend die sout af te vee. En dan met handdoekpapier te druk en seker te maak daar is niks oortollige vog op die buitekant van die vel nie. Dan krisp hy lekker op. Ons gaan die belly net so neerlê voor ons. Hierso het ek 'n kruimengsel van fennel, roosmaryn, salie of sage soos hulle sê, sout, peper, ek het van 'n klein bietjie chili, mosterd en 'n klein bietjie timidok. So ek gaan hom net hier in die binnekant vir ons lekker bedek met hierdie kruiemengsel. En dan gaan ek gou vir julle wys hoe maak ons hom vas. Jy kan hom ook in 'n net sit, maar dis altyd vir my 'n storie na die tyd as jy dit opbedien om hierdie net af te haal, want die net vat van jou crackling saam. So dis baie makliker om dit te bedien as jy met tou sou vasbind. So, ek gaan hom so na julle toe rol, dat julle kan sien. Ons rol hom in die lengte. Net vir ons 'n klein bietjie kleiner sny. Ek gaan ons hom vasbind met die tou. Nou, as jy nie 'n slagtersknoop kan maak nie, dis nie die einde van die wêreld nie. Jy kan maar net 'n gewone dubbele knoop maak. Ons kan ook nog op 'n kol vir julle wys hoe word 'n slagtersknoop gemaak. Ek gaan hom so 2 keer daarso. So ek gaan my vinger onder die tou insit en dan gaan ek my tou 1 keer omvat. Daar waar ek my tou gespasieer wil hê, gaan ek dan die ander punt onderdeur trek, dat hy so 'n knoopie vorm, of 'n seksie vorm waar hy, nou sit hy daar. Nou kan jy weer dieselfde doen, jou vinger onderin sit, tou onderdeur, en dan kom jy weer onder deur die tou, en so ryg jy hom nou tot op die punt in, dat hy lekker styf is.
Goed, so hierdie porchetta kan maklik 6 tot 8 mense voer, sou ek sê. Ek hou daarvan om 2 koppies witwyn onder in my bak te gooi vir vog. Die witwyn gaan vir my lekker saam met die vark. Nou vir hom sit jy in die oond low and slow, soos hulle sê. So dit is 4 ure teen 150 grade. En dan daarna sal jy die oond opdraai sommer na 240, 300 grade selfs, maar dan moet jy wakker wees. Reg kerels, dit is dan hoe jy 'n porchetta maak. Bederf 'n vrou lief by die huis, gooi hom in die oond op Moedersdag of op haar verjaarsdag en geniet hom saam met 'n botteltjie Sauvignon Blanc. Tot volgende keer.